Welkom julle by nog 'n wiskunde les, wiskunde maklik verstaan. In hierdie les gaan ons verder aangaan met getallelyne, maar julle ons gaan kyk na verskillende skryfwyses, want wanneer jy versamelings kry, julle gaan jy hom laterand grafies moet voorstel. Jy gaan hom op 'n getallelyn moet kan voorstel. En dan het jy gewone notasie, tabelnotasie, kedenotasie en intervalnotasie nodig om dit op die ou end te doen. So in hierdie les julle gaan jy leer hoe om die verskillende skryfwyses van getalle te kan skryf, van Afrikaans na gewone notasie, tabelnotasie, kedenotasie en intervalnotasie. So wanneer jy versamelings, jy gaan hom op die ou end vir my nou moet in versamelings gaan skryf, wat jy kan gebruik om hom dan grafies te gaan voorstel. 'n Baie belangrike ding is dat dis nodig om hierdie notasies te ken en te verstaan julle, om op die ou end dit vir ons dan kan grafies gaan voorstel en dan so die antwoorde wat jy nodig het te kan gaan kry. Die eerste een wat ons nou gaan kyk julle is alle heelgetalle tussen -5 en 2. Okay julle, eerste ding wat ons doen met hierdie som is ons analiseer hom. So kom ons lees gou weer alle heelgetalle tussen -5 en 2. So wat sê hierdie vir my? Dit sê dat die getalle wat ek soek moet tussen hierdie 2 lê. Goed. En wat hy nog vir my sê is ons werk met heelgetalle. Okay. Ek wil hierdie gou vir julle verduidelik. As mens gaan kyk op 'n getallelyn en 0 is hierso, dan het ek hierso -1, -2, -3, -4, -5 en hierso het ek 1, 2, 3, 4, 5. So daai kant het ek my positiewe heelgetalle en hierdie kant het ek my negatiewe heelgetalle. En hulle sê ons werk met heelgetalle. So goed. As ek sê die getalle moet tussenin daai getalle wees, die een is 2, dan beteken dit, hulle wil net daai getalle hê. Sien julle? En as mens daai kant toe beweeg, dan beweeg mens dat jy beweeg dan na groter getalle toe. En as mens hierdie kant van die getallelyn beweeg, dan beweeg jy kleiner toe. So julle gaan dan uit dit uit verstaan hoe ek dan nou die volgende gaan skryf. As ons gaan kyk om die gewone notasie te skryf, dan wil ek op die ou end weet wat is x. So in hierdie geval julle sê dis tussen -5 en 2, wat gaan beteken x moet groter wees. X moet daai kant toe gaan, want sien julle die getalle is hier. So x moet groter wees as -5, maar x gaan kleiner wees as 2. As julle kyk op hierdie getallelyn, sal julle saam met my sien. 1 is kleiner as 2 en -4 is groter as -5. As ons kyk om hom in die tabelnotasie te skryf, dan beteken dit ons gaan 'n krulakkie skryf en dan wil ek hierdie getalle julle daarin sien. -2, -1, 0 en 1. Want as julle kan sien weer eens, hierdie getalle lê tussen daai getalle. So ons is nog reg. Verkeerde notasie word hy as volg geskryf. Dis x waarmee ons werk. En dan is hierdie baie belangrik wat ek nou volgende gaan skryf. Want hierso staan dat ons werk met x en x is almal heelgetalle. As julle julle analisering aan die begin doen, skryf jouself hierso die simbool neer, sodat jy weet met watse getalle julle werk. So maak seker jy ken jou simbole. Dan julle vir intervalnotasie gaan jy nie hierso iets skryf nie. Jy skryf slegs vir reële getalle. Reële getalle. Ons gaan later 'n voorbeeld doen van gereële getalle, maar reële getalle kry intervalnotasie. Okay, so maak seker, jy verstaan, die gewone notasie word so geskryf. Goed, kyk mooi, tabelnotasie word so. Dis die getalle wat jy dan nou daar skryf, jy tabeleer dit. Kedenotasie is x waarmee ons werk, en dit is almal heelgetalle, en dan intervalnotasie is slegs vir reële getalle. Goed, ons gaan nou nog 'n voorbeeld kyk. Okay, as ons na die tweede voorbeeld kyk julle, kom ons lees hom weer. Alle reële getalle kleiner as -5 saam met alle reële getalle groter en gelyk aan 2. So hierdie is 'n lang ene. So kom ons ontleed hom eers. Dit is regtig baie belangrik dat jy hom eers ontleed. Eerste ding is ons het te doen met reële getalle in ons eerste stuk, né? En hulle sê dit moet kleiner as -5 wees. Goed.
Saam wat ons vir hulle moet wys, is weer eens nog reële getalle. So ons bly by reële getalle, maar hierdie reële moet groter en gelyk aan 2 wees. Nou groter en gelyk aan 2 beteken dat 2 gaan ingesluit wees. As ek weer vir julle hier op die getallelyn gaan wys. As ons gaan en -5 staan hierso, en die getal moet kleiner as hy wees, dan beteken dit ons gaan daai kant toe beweeg. Stem julle saam met my? Maar, in hierdie geval, kyk ons nou na die getal 2. Hulle sê, hy moet groter en gelyk aan 2 wees. So dit beteken, as ons van 2 af groter moet beweeg, gaan ons daai kant toe beweeg. Maar hulle sê vir my 2 is ook ingesluit. Ok. As ons hom nou in gewone notasie gaan skryf, gaan hy bietjie anders te lyk as die vorige ene. In hierdie geval julle, gaan ons skryf dat x, wat moet x wees in daai geval? Hy moet kleiner as -5 wees. So x julle gaan kleiner as -5 moet wees. Ok? Of x gaan groter of is gelyk aan 2 wees. Stem julle saam met my? Want hulle het gesê gelyk aan, so dan skryf jy hom so. Hy moet groter wees of hy kan 2 ook wees. Dan tabelnotasie vir die hele getalle julle. As julle hierso kan kyk, hierso is soveel getalle hier tussenin. Jy gaan nie hom kan tabuleer nie. So vir die hele getalle kan hy nie getabuleer word nie, daar is net te veel getalle. Keerdernotasie kan ons, weer eens, dis x wat ons soek. So x is kleiner as -5 of x is groter of gelyk aan 2. Baie belangrik wat daar moet kom, ek gaan dit hier onderskryf, is x is almal julle reële getalle. En dan sluit jy jou krulakkie. Maak hierdie vir julle sin? Ok, nou het ek vir julle in die vorige keer gesê dat ons kan slegs vir reële getalle hom as intervalnotasie skryf. So kom ek wys nou vir julle hoe jy dit doen. Hierso gaan ek 'n krulakkie maak, of 'n ronde hakkie. Ek gaan nou vir julle verduidelik hoekom ek hier 'n ronde hakkie maak. En ek gaan -5 hier skryf. En dan my ander getal wat ek het, is 2, en ek maak so. So nou het ek 2 verskillende hakkies. Nou vra julle dadelik vir my nou maar hoekom. Die ronde hakkie beteken dat -5 is nie ingesluit nie. En die vierkantige hakkie beteken 2 is ingesluit. So altyd as jy vir my intervalnotasie gaan aanteken, en dit is met reële getalle, gaan jy hom so aanteken. Wanneer 'n getal ingesluit is, het hy 'n vierkantige hakkie julle, en wanneer hy nie ingesluit is nie, 'n ronde hakkie. Ok. En onthou, om jou getallelyn kan jy ook gebruik om vir jouself te kan, veral omdat jy jou tekens moet doen, om jouself te help om die regte tekens te gebruik. Ok. So kyk weer mooi na hierdie enetjie. Ons gaan nog voorbeelde van hulle doen. Nommer 3 julle. Kom ons lees hom gou weer. Sê alle natuurlike getalle kleiner as 9. Weereens, ek leer julle om hom altyd eers te gaan analiseer, sodat jy weet in die eerste plek met watse getalle jy moet werk en ook wat hulle jou vra. As ons nou hierdie enetjie kyk, werk ons met natuurlike getalle. En ek het vir julle gesê om altyd sy simbool te gaan skryf, want jy het dit nodig vir hierdie notasies. Ok. Dan vra hulle ons in die volgende ene, dit moet alle getalle wees kleiner as 9. Weereens, trek jou getallelyn, as 9 hierso staan, 0 is hierso, so ek het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, in die eerste plek, wil ons weet, ons het te doen met natuurlike getalle. Nou natuurlike getalle julle begin by die getal 1. Nou, 0 is nie ingesluit by natuurlike getalle. 0 is ingesluit by die telgetalle. Dan het ons vra hulle, dit moet kleiner wees as 9. So hierso staan ons nou op 9 en hulle sê dit moet kleiner wees. Nou onthou wat ek gesê het, as dit kleiner is, dan beweeg dit na links. Dit beweeg links na 0 toe. In hierdie geval, as dit dan nou hierna kant toe beweeg, dan sien ons hierdie getalle. Daai getalletjies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 is almal kleiner as 9. So dit weet ons dan is die getalletjies waarmee ons gaan werk. So as ons dan nou die gewone notasie gaan skryf julle, dan gaan dit wees x moet groter
of gelyk aan 1 wees, stem julle saam, want x is ingesluit in my getalle en x moet groter wees, so x beweeg daai kant toe, né? Maar x moet kleiner wees as 9, want daar het ek bo gesê x moet kleiner wees as 9, so dit beteken 9, dit moet nie 9 wees nie, maar dit moet van 8 af, van 1 af na 8 toe. As ek hom in sy tabelnotasie skryf, hierdie ene kan ek, julle natuurlike getalle kan ek, dan gaan ek skryf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Ok, daai al hierdie getalle is natuurlike getalle en hulle is kleiner as 9. So ons is nog reg. As ek hom in ketenotasie skryf, dan beteken dit is x en x moet groter of gelyk aan 1 wees en x moet kleiner as 9 wees. Maar baie belangrik, x is ook almal natuurlike getalle, né? Die enetjie, natuurlike getalle. Intervalnotasie, onthou ek het vir julle gesê, dis slegs reële getalle wat ons intervalnotasie gebruik. So hierso kan jy net n.v.t skryf, dis nie van toepassing nie. Ok, so onthou julle, as jy nou wil begin analiseer om jou getallelyn vir jouself te trek, dit help jou regtig om raak te sien wat se tekens jy mee gaan werk. Ok, kyk gou weer na hierdie enetjie en probeer hom self. Ok, nommer 4 julle, lees ons alle rasionele getalle tussen 4 en 7. Die eerste plek weer eens, onthou altyd om hom eers te gaan analiseer om te kyk wat vra hulle jou. Wat is die getalle waarmee ons werk? Julle, ons werk met rasionele getalle. En rasionele se simbool is 'n kie. En ook rasionele getalle is al my breuke. Julle onthou nog wat jy as 'n heelgetal bo en 'n heelgetal onder kan skryf. Jy kan hom as 'n gewone breuk skryf. Ok, dit beteken sy teller is kleiner as sy noemer. Dan het ons nou ook, hulle sê vir ons dit moet die getalle tussen 4 en 7 wees. So dadelik weet ons dat 4 en 7 is nie ingesluit nie. En as ons dan hier op ons getallelyn gaan kyk, dan is 4 hierso en 7 hier. So dit beteken dis al die getalle tussenin. Maar onthou wat ek nou net vir julle gesê het, rasionele getalle is breuke. Julle, so ek kan nie nou almal hier gaan inskryf, daar's net te veel. So dit gaan ek net of jy verduidelik as ons by tabulasie kom. Gewone notasie wil ons nou weet, dit beteken x moet kleiner as ek reg is? Nee, x moet groter as 4 wees, stem julle saam, want as ek kleiner beweeg daartoe, en ek wil nie dit hê nie, maar ek wil daai kant toe beweeg en van hier af hierdie kant toe beweeg om in die middel van daai twee te bly. Maak dit sin? So dit beteken x moet groter as 4 wees, maar x moet kleiner as 7 wees. Maak dit vir julle sin? Dan julle by tabulasie of die tabelnotasie. Ek kan hom nie tabuleer nie. Hoekom nie? Want daar is net te veel. Ek kan nie almal hier gaan inskryf nie. So jy gaan hom nie. Jy sê net dis onmoontlik. Dis onmoontlik om al daai getalle nou vir my in 'n tabelvorm te gaan skryf. Ok, jy kan nie elke nie. Keternotasie gaan ons skryf want ons werk met x. En ons weet nou x moet groter as 4 wees, maar hy moet kleiner as 7 wees. Baie belangrik in keternotasie is jy moet vir my kan sê x moet almal wat se getalle wees, julle? Hulle moet rasionale getalle wees. Dan onthou wat ek vir julle in die vorige video's gesê het, intervalnotasie is slegs wanneer ons met reële getalle werk. So in hierdie geval gaan jy ook vir my skryf nie van toepassing, want dis nie 'n reële getal nie. Al val hy onder die groep van reële getalle, julle, wil ek net rasionale getalle sien. Onthou, reële getalle is 'n groep van rasionale getalle saam met irrasionale getalle. So in hierdie geval wil ek net die rasionale getalle sien. So ek soek nie die groep reële getalle nie. So daarom gaan jy nie vir my 'n intervalnotasie skryf nie. Jy gaan ook nie 'n tabelnotasie skryf nie, want dit is te veel om rasionale getalle te tabuleer. Ok, gaan probeer hierdie eentjie vir jouself ook, maak hom toe en gaan kyk of jy homself kan regkry. Ok. Ok julle, ons het nou aan die einde van hierdie les gekom, waar ons nou gekyk het hoe om versamelings in verskillende notasies te skryf. Asseblief maak seker jy verstaan hierdie les,
Maak seker jy kan dit toepas, want is baie belangrik in ons volgende les gaan ek jou leer hoe om dit grafies te kan gaan voorstel, wat jy dit vir my op 'n getallelyn gaan moet kan doen, om dit fisies grafies voor te stel en so jou antwoorde te vind. Ek wil ook vra dat julle asseblief hierdie video sal like en ook so sal subscribe aan Siblievo Tutoring, sodat jy weekliks die nuwe video's sal kan kry en sommer boffins in wiskunde kan raak. Julle moet 'n awesome dag hê, geniet hierdie les ook en asseblief, as jy nou nog onseker is terwyl jy nou aan die einde kom, gaan kyk hom weer, gaan probeer hulle elkeen self, voor jy die video kyk om te seker te maak jy kan dit ook doen. Julle moet 'n awesome dag hê, totsiens julle.